Goeiemôre, dankie vir die voorreg dat ek weer het om hier voor te staan. Ja, dis een tyd wat my man na my moet luister. Hy het nou nie 'n keuse nie. Julle ongelukkig ook nie. Kom ons bid saam. Ja, dankie Vader, soos ons gehoor het, U is groot, U is goed, U is almagtig. Ons verklaar, U is die God bo al die gode, die Here van die leerskare. Daar is niemand by U of wat naas U genoem kan word nie, Here. U heers in die hemel op die aarde. Aan U behoort die mag, die krag, die heerlikheid, die majesteit. En vanmôre wil ons vra, Here, kom en word verheerlik in ons midde. Dankie Heilige Gees dat U wat die ouditeur is van hierdie woord, dat U hierdie woord lewend maak vir ons, dat ons vanuit dit kan leer. Vader, dat ons dit sal toepas in ons lewens, Here, dat mense kan sien aan wie ons behoort deur die vrug wat ons in ons lewens dra. O Heilige Gees, dankie. Dankie dat U ons lei en ons leer aangaande die waarheid en die weg. Dankie dat ons kan rus en afhanklik bly van U en die wete, al weet ons nie, U weet alles. En U sal dit aan ons openbaar, want dis U hart en begeerte. En daarom vra ek vanmôre, Heilige Gees, wil U elke woord rig, wil U elke gedagte gevange neem wat nie van God is nie. En Vader, as ek sal spreek, dat dit sal wees soos woorde van die Here, en sal bedien alleen uit U krag, o Heilige Gees. Dis my begeerte en gebed, en ek vra dit in Jesus naam. Amen. Goeiemôre ook aan ons aanlyn sissies en boeties. Ons vergeet altyd hulle, en spesiaal vir my vriendin Colleen in Engeland. Baie welkom Colleen, wat gereeld ook luister. Vanmôre wil ek met julle praat oor iets, as ek dit gaan sê, gaan julle dink, maar dis okay. Ek wil met julle praat oor wag. En as ek sê wag, en ek daai beteken klaar, jy moet wag. Net daai gevoel in jou hart. Maar vanmôre wil ek praat oor die Here se wag en ons wag is verskillend. En dit partymal bring in ons eie lewe verwarring. Al besef ons dit nie. As ek byvoorbeeld, my man gaan nou raas oor die chocolate. Sê nou maar byvoorbeeld, ek vat nou hierdie chocolate en ek sê vanmôre, kom ek vat vir Mimi. Ek sê Mimi, jy moet wag, ek gaan hierdie chocolate vir jou gee. En ek sit hom daar. Dink julle Mimi gaan my glo? Julle kan maar in julle harte antwoord. Maar wat gaan bepaal dat Mimi my glo dat ek vir hierdie chocolate gaan gee? Dis twee goed. Ken Mimi my? Ken sy my karakter? En weet sy, ek is iemand, as ek iets sê, dan doen ek dit. En as hy dit glo, gaan ek gaan vir haar die chocolate gee, sy kan hom kom haal. Ek gaan hom vir haar gee. Maar dit is net 'n klein beginseltjie en 'n voorbeeld wat ek wil gee baie keer met die Here. Die Here se wag is nie ons wag. As iemand vir jou sê wag vir die bus, wag vir dit kan jy hanteer. Maar as die Here baie keer 'n belofte gee, die tyd tussen die belofte en die vervulling is 'n wagperiode. En dis baie keer waar ons nie verstaan hoe die Here werk nie, en of ons leer nog hoe die Here werk. En dan baie kere dink ons, soos Mimi sê, waar's God? Het die Here ons nou gelos in hierdie situasie? Ek wil net vir julle die Hebreëse woord wag is kwava, ek spreek hom heel waarskynlik verkeerd uit. En dit beteken maar net 'n aktiewe verwagting, om met hoop en vertroue te vertrou, en dit beteken om op die Here staat te maak, in konteks. Dis basies wat dit beteken. So as die Here vir jou vra wag, dan sê hy nie, wag vir 6 maande, dis nie daai wag nie. Hy vra wag en vertrou my. Vertrou my, want weet jy, die Here werk met 'n proses. God se wag is 'n proses. En ek het bietjie gaan kyk. Die eerste wag in die Nuwe Testament, daai woord, was toe die Here vir die disippels sê, wag in Jerusalem totdat julle met die Heilige Gees gevul is. Interessant. Maar hy het nie toe met die Heilige Gees vir die eerste keer gesê, daar vir hulle wag vir die Heilige Gees nie. Hy het in Joël al geprofeteer. Daar kom 'n dag, wat julle bekragtig gaan word met krag uit die hoogte. Hy het gepraat met hulle, terwyl hy wandel, sê hy vir hulle, wag in Jerusalem totdat hulle het geweet daarvan. En toe hy eers, die Here proses is Jesus ook. Jesus moes ook wag. Hy het gesien, ons gaan sy erfenis wees. Maar hy moes deur die proses gaan van die lydingsproses, die kruisiging, die opstanding, en toe die belofte vervulling gegaan. Sien julle die proses? Selfde met die disippels, hy sê vir hulle, wag in Jerusalem, totdat julle krag ontvang.
Het al nie gewag nie, kan julle dink. Die Nuwe Testamentiese kerk is daar gebore. Toe die krag van die Heilige Gees oor hulle kom, en Petrus met vrymoedigheid opstaan, en hy verkondig die evangelie. En wat so interessant was, hierdie wag van die Here is nie altyd in gunstige omstandighede nie. Van die disippels, hulle was in vrees en bewing in die bokamer, Jesus is net gekruisig en al die dinge het gebeur, en die goedjies, en Jesus het opgevaar en sê, wag vir die Heilige Gees om oor julle te kom. So hulle die bokamer was gesluit gewees, dis daai wag, en baie kere vra die Here jou in omstandighede, wat nie gunstig vir jou is nie, wag, maar dit beteken nie, die Here het nie nog 'n goeie plan vir jou nie. Jy moet net wag, vir sy tyd, vir sy uitkoms, en dis wat die Here vir hulle gesê het, wag, en toe hulle gewag het, toe kom die krag van die Heilige Gees, en die belofte gaan in vervulling. En nog 'n ding wat ek vir julle wil vertel net, wat die Here met my gedeel het is, as ons kyk na Saul, in 1 Konings 13, hy is gesalf as koning, en die Here sê vir hom, hy moet wag vir Samuel, om die offer te bring, daar was 'n oorlog, en Samuel sal opgekom het, na Gilgal, waar hulle nou die offer sou bring, en hy is omsingel deur die Filistyne, en hy raak ongeduldig, van die manskappe, omdat hulle wag al 7 dae. Want dit was nou nie so lank nie, maar vir hom was dit geweldig, want hy is omsingel. En in ons omstandighede baie keer, as ons in iets is, dan raak die wag net te lank. In ons estimasie, dis te lank, ek kan nie so lank wag nie. Here, wanneer? En ek verstaan dit, ek sê dit self, ek skuldig daaraan. En hy besluit nee, Samuel kom nie, die manskappe loop, hy gaan alleen daar staan, hy gaan sommer gou die offers doen. En Samuel kom toe net daaraan, en hy sê van, wat het jy gedoen? Want dis nie sy plek om dit te doen nie. Samuel die profeet moes die offers bring. En omdat hy nie gewag het nie, sê hy vir hom, omdat jy dit nie doen, sal jou koningskap nie in ewigheid meer wees nie, dit gaan van jou weggevat word. En ek wil net sê, ons kan sien wat gebeur, as jy in ongehoorsaamheid nie wag tot die volheid kom nie, dan is jy besig om 'n Ismael te verwek in plaas van 'n Isak. Maar as jy bereid is om God te vertrou, sy wag, om God te vertrou, om aktiewe verwagting te hê, en om hoop en vertrou in die Here te hê, dan kom die deurbraak. Dan kry ons 'n man soos Dawid. As ons gaan kyk in Psalm 25, en ek wil daarby uitkom, Psalm 25, wat die Here het gesê, hy gaan 'n man oprig na Saul, na sy hart. En daai man was Dawid, koning Dawid. En wat was Dawid se ek wil nou sê sterkpunt, maar wat was iets wat die Here na Dawid toe getrek het, was sy afhanklikheid van die Here. Dawid, as hy iets verkeerd gedoen het onmiddellik verskoning gevra, Dawid se hart was, hy soek die Here. En as Dawid in die moeilikheid gekom het hy geweet op wie hy moet wag. Kom ons gaan net na Psalm 25 asseblief, as julle saam met my soontoe sal gaan, die wat julle Here Bybels het, of die wat sagter blaai op julle fone, Psalm 25, ek gaan net vir ons daar so 3 versies lees. Psalm 25 vanaf vers 1, ek gaan so lees, vanaf vers 1, gaan ek gou lees. Hier staan 'n Psalm van Dawid. Hy sê, tot U, o Here, hef ek my siel op. My God, op U vertrou ek. En ons het gesing, U is my God, op U vertrou ek. Ek vertrou U groot naam. Laat my nie beskaamd staan nie. Ons het dit ook gesing vanmôre. Laat my vyande oor my nie juig nie, wat Mimi gesê het. Almal wat U verwag, sal nie beskaamd staan nie. Hulle sal beskaamd staan, wat troueloos handel sonder oorsaak. Here, maak my U weë bekend. Lei my in die waarheid en leer my, want U is die God van my heil. U verwag ek die hele dag. En hierdie is vir my so amazing van Dawid. As jy in 'n situasie kom wat jy wag, op wie rig jy jou siel? Op jou omstandighede, mense, of gaan soek jy God? Waar vat jy jou gedagtes, jou siel heen? Die tweede ding wat Dawid geleer het, sê hy, ek vertrou op U. Daar's niks om jou nie. Op wie vertrou jy? Op wat vertrou jy? Jou eie planne? Jou eie gedagtes? Of vertrou jy God? Gaan jy staan daarop? En dan sê hy, dat almal wat U verwag, hy het 'n verwagting gehad.
dat God gaan deurkom vir hom. En ek wil ons uitdaag, al raak dit, die wag vir ons is 'n ander proses, maar ek wil jy moet nou God se wagproses hoor, hy gaan dit in vervulling bring. Maar in die proses, soos wat Jesus deur is, en soos wat baie mense wat julle kan sien in die woord, deurgegaan het en die disippels, hulle is eers voorberei in die wagproses, totdat die belofte gekom het. En dis waar ons dit baie keer, kom ek stel dit nou mooi, verloor in ons menswees. Die wagproses raak te lank, ons wil die ding hê, maar ons wil nie die proses deurgaan nie. En die Here weet hoekom hy dit doen. En ek wil sê, wag is nie 'n stopteken in jou verhouding met die Here nie. Wag is eintlik die beginpunt van jou reis, waartoe die Here jou vat, om die volheid in besit te neem, wat hy reeds vir jou daar het. So, ek wil vir jou vra, kom ons leer om te wag op die Here. Dit beteken, as iets in jou pad oorkom, gaan na God toe. Kom voor hom. Die tweede ding is, sit jou vertroue daarin. Moenie net bid, ag Here, help my en swaan, en as die eerste ding, as jy uitstap oor jou pad kom, en dit val nie in lyn met wat jy voel gebeur nie, dan verloor jy jou vertroue in God. Ek praat nie van daai vertroue nie. Vertroue van God beteken, ek vertrou die Here ten spyte van. En, selfs al moet ek, soos Sabrak, Mesach en Abednego, kry ek dit reg, deur die vuur gaan. God is met my. Al moet ek selfs deur dit gaan, is die Here met my. Daai proses, en die Here wil weer hê, hy soek ons harte wat op hom gerig moet wees. En dan sê hy sal ons nie laat beskaam staan nie. Hy sal jou vyand laat beskaam staan. En dan, wat my so mooi is, die wat op die Here wag, aan hulle maak hy sy weë bekend. Ja, is dit nie kosbaar nie? Hy sê, gaan sy weë aan jou bekend maak, en hy gaan dan sê, Dawid, leer my u paaie. En ons gaan sien verder in die Psalm sê hy dit, want hy sê dat die Here se wag, laat die waarheid my lei, en leer my, want u is die God van my heil. U verwag ek die hele dag. So ek moet 'n verwagting hê. My deurbraak is vandag. En ek hou daarvan een keer Isel toe ons uitstap by 'n plek, sê vandag gaan dit gebeur. Sê ek, yes. Daai verwagting. Het jy 'n verwagting? Het jy 'n verwagting? Ek praat nie van 'n wêreldse verwagting. Verwagting in die God, Here, vandag kan dit deurbreek. Vandag is die dag wat die Here gemaak het. Vandag sal ek daarin bly wees. Vandag gaan dit deurbreek. Ons moet weer begin opgewonde raak oor die Here, nie oor dat hy altyd net vir ons moet gee nie, maar omdat hy God is en hy doen wat hy sê. En ek dink ons het dit verloor omdat die wêreld ons al vuis voorgeslaan het en vir ons sê, wag is net 2 sekondes, wag is net 'n week, wag is net, nee, wag is, in die wag, en wat die Here met my doen in hierdie proses wat ek nie verstaan nie, gaan ek sê, hy is my God, ek gaan hom vertrou, en ek gaan hom toelaat om my deur hierdie proses te lei, want hy gaan my in die waarheid lei, hy gaan my sy paaie bekend maak, hy sal my nie op beskaam staan nie, en hy sê, die wat hom vrees, en dis om 'n heilige respek vir hom te hê, hom te vertrou, vir hulle, sal hy die verborgenhede bekend maak. En wat sê die Here in hierdie hele proses met Dawid vir ons? Hier's 'n proses aan die gang vir een rede, die Here soek jou hart. En as jy wag, dan kom al jou motiewe uit. As jy bietjie te lank wag, dan dink jy, ag nee, wat dit en dat, dan wys dit vir jou wat's in jou hart. Dan klim al die goggetjies uit. Jy weet, dit is soos wanneer jy, as jy doom spuit, dan spartel, en ek weet nie waar kom die kokkerotte vandaan, maar dan spat hulle, en dan kom hulle uit al die gate en plekke uit. Nou ek wil sê, baie kere, as die Heilige Gees so 'n bietjie 'n wagperiode op jou sit, kom ek sê dit nou mooi, dan klim al die goggetjies uit jou uit. Ongeduld. Jy het nie selfvertroue nie, jy raak sommer, jy wil 'n ding sommer self doen, en dan wys dit vir jou. Op wie vertrou jy? Vertrou jy op die arm van vlees of op die Here? En dan sê Dawid verder, of in vers 21 wil ek net vir julle lees hierso. Vers 21 sê dit, laat vroomheid en opregtheid my bewaar, want u verwag ek. En in die Engels sê dit so mooi, hy sê hierso, ekskuus tog, ek kom net gou vir julle kry. Integrity, ja, dis ek met gou kry. Ek kom nou nie vinnig kry nie, gaan ek hom los. Maar die Engels praat van die integrity. Ja, let integrity and uprightness preserve me, for I wait for you. So wat hou jou in plek, totdat God se wag in jou tot volheid gekom het, is jou integriteit. Dit word gevorm, en jou opregtheid teenoor die Here gaan vir jou
Dit gaan vir jou wys waar is jou opregtheid op 'n barometer met God. Dien ek die Here vir die antwoord of dien ek die Here vir die God vir wie hy is? En dan sou iemand teen my skreeu, soos wat Mimi sê, waar is jou God man? Kyk wat doen hy? Dit. Sê nee, maar God. Die God wat ek dien, is die God wat die oplossing het. Dis die God waaraan ek gaan vashou. Dis 'n verbondsgod. Sy goedertierenheid en sy getrouheid is van geslag tot in ewigheid, sê hy. En omdat ons in 'n verbond met hierdie God staan, kan ek hierdie God vertrou. Want dis my God. Dis die God op wie ek vertrou wat ons gesing het. En ek het net geskryf hierso, daar's 3 geestelike gesindhede wat vir my uitkom hier by in hierdie Psalm met Dawid. Die eerste een is nederigheid. En dit kom in vers 9 wat hy sê, hy sal die ootmoediges lei en die reg van die ootmoediges sy weg leer. En die Amplified sê dit so mooi, the humble he guides in justice, and the humble he teaches his ways. So wat soek die Here? Nederigheid. Hoekom? Nederigheid is 'n leerbare gees. En die Here wil nie jy met jou eie plannetjies mee maak nie. Nou hoe kry jy dit reg dat jy gaan sit by sy voete in 'n wagproses? As jou plannetjies opgeraak het, nou begin jy leerbaar raak, want jy besef, plan A, B, C en D het nie gewerk nie. Dan sê ons, ag, het ek tog maar die Here vra, in plaas van om van die begin my siel terug op hom. Maar as jy in daai proses kom, dan sê die Here vir jou, okay, nou het ek jou volle aandag. Kom sit nou, ek wil jou leer. Ek wil my wie aan jou openbaar, hoe moet jy dit doen? Die tweede gesindheid wat vir my uitkom, hier is die vrees van die Here. Nou die vrees van die Here is aanbidding, onderwerping, eerbiedige vrees, gehoorsaamheid en respek. Ek haal net 'n paar eienskappe uit. En dit sê vers 12, wat sê, wie tog is die man wat die Here vrees? Hy sal hom leer. Daai persoon, daai gesindheid sal God leer, aangaande die weg wat hy moet kies. Die Here sal vir jou wys, wat moet jy doen in hierdie situasie? Maar waar is jou aandag en jou hart opgerig? En dan die derde gesindheid wat ek sien hier uit Dawid se Psalm, hy het 'n verwagting gehad in God. Ons moet 'n verwagting hê in God. Ons het dit nou gelees in Psalm 25 vers 21. Laat vroomheid en opregtheid my bewaar, want U verwag ek. En dis vir my so kosbaar om te besef, dis God se wagproses. As ons gaan kyk van die begin, julle kan al die goedjies gaan kyk, al die dinge, daar het iets gebeur, die Here gee belofte, dan is daar 'n wagproses. Die Here sê vir Abraham, jy gaan 'n seun kry, en nou Abraham het gewag, Hanna het gewag, almal het gewag op die Here het 'n belofte gegee, Samuel is gebore, die Here het 'n belofte gegee, Isak is gebore. Kyk die getrouheid van die God wat jy dien. God kom deur vir jou en hy sal vir jou, waar jy ook al is, as jy gaan wag op hom, as jy jou siel en jou vertroue in hom gaan sit, en sê, Here, U is my God, ek kies U, gaan dit vir jou deurkom. As jy gaan kyk na Psalm 115, dan praat dit daar, skryf Dawid hulle ook daaroor, daar's afgode wat hulle gemaak het. Hulle sê, hulle het ore maar hulle hoor nie, hulle het oë maar hulle sien nie, monde maar hulle spreek nie. En dan sê die woord daar, die wat hulle aanbid sal soos hulle word. Wat aanbid ek en jy? Kies ons in hierdie wagproses om God se manier te, ek wil nou die Engelse woord gebruik, te embrace, om te sê, Here, ons soek net U, ek sit alles neer, net U, ek gaan nie op ander dinge vertrou nie, want U is my God, of gaan ons planne maak. En ek wil julle eintlik bemoedig deur hierdie om te sê, die mooi van hierdie storie, is as ons gaan kyk na koning Jehoshaphat, daai ou, as ons gaan kyk daarna, dan sal julle sien hoe mooi het hulle hierdie toegepas wat ek nou vir julle sê. En ek gaan net vir julle die sleutels uithaal. Hulle het die Here vertrou toe hulle in die oorlog kom, toe hulle aangeval word, toe sê die koning vir die profeet, wat sal ons doen? Toe raadpleeg hulle die Here, en die Here sê vir hulle, staan stil en aanskou julle verlossing. En die Here sê vir hulle daarna, moenie iets doen nie, staan en kyk, ek gaan vir julle stry. Daar kan jy gaan lees oor dit, wat hy sê vir hulle, presies hoe hulle moet dit doen, en hulle het net so gedoen, en die Here het vir hulle deurgekom. En dit is vir my so mooi, wat ek julle wil bemoedig mee vandag om te sê, in jou wagproses, vertrou die Here asseblief. Want wag is nie gekoppel aan tyd, soos ons sê nie. Weet, Mimi wag nou vir daai sweet, maar sy gaan hom nou kry. Maar, God se wag is, ek maak jou eers gereed.
Jy wag vir die antwoord, maar die Here wag vir jou om oor te gee, om in plek te kom, om so afhanklik van hom te raak, dat hy sy plan aan jou bekend maak, dat jy dit sal doen, sodat die vervulling van die belofte in vervulling kan gaan wat hy vir jou het, wat hy reeds daar het. Want hy is 'n God van sy woord. Hy is nie alleen daar nie. Dit wat die Here sê, hy sal jou by jou bestemming uitbring, maak nie saak wat jy dink nie. En ek wil net afsluit deur hierdie ding te sê vir julle. Die deurbraak kom van die Here. In 2 Kronieke 20:15 wat ek oor gepraat het oor Jehosafat, sê hy, en hy het gesê, luister almal wat uit Juda is en die inwoners van Jerusalem en koning Josafat, so sê die Here aan julle, wees nie bevrees nie of verskrik vanweë die groot menigte nie, want die stryd is nie julle saak nie, maar die saak van God. As jy op God wag, as jy jou siel hef na hom alleen vertrou, sal God vir jou stry. En dan sê dit verder in vers 17, julle hoef daarby nie te veg nie. Staan gereed, bly staan en aanskou die redding van die Here by julle, Juda en Jerusalem. Vrees nie en wees nie verskrik nie. Trek môre teen hulle uit en die Here sal met julle wees. As jy kan staan, gereed, jou verwagting is in die Here, jy bly staan geloof, jy aanskou die oorwinning van God, jy sit jou vertroue op hom, en dan na die danksegging, as jy hierdie beginsels toepas, sal hy sê die Here vir jou, die saak behoort aan my. Jy hoef nie te stry nie. En weet jy wat vir my so wonderlik, daar was, ek dink baie kere, as ons kyk hoe die mense geveg het, dan sê hulle altyd, die weermag was soos die sand van die see amper. En dink ek, as jy daar staan, vat vir arme Gideon, ek het al vir julle vertel, maar ek wil dit net weer beklemtoon. Jy staan met 'n fakkel in 'n errekruit, wat jy staan, 300 manne, die Here het jou gesif, jy klomp, jy het 'n weermag gehad, nou het jy net 'n paar troepe om jou, en jy kyk so in hierdie dal, en dis menigte, en die Here sê vir jou, vat daai goed. En dink ek baie kere, yes, ek sou gesê, die Here is nie seker, bedoelende in my mens wees. Maar die Here sê, vertrou my, want dit gaan nie vir die Here oor die goed in jou hand nie. Dit gaan oor, as jy die goed sien om jou, vertrou jy hom, dit gaan oor jou hart. En Gideon kies en sê, Here is reg. En hy doen net wat die Here sê, met daai goedjies. Weet jy wat so wonderlik? Dieselfde met Josafat. Die Here bring 'n verwarring, hulle maak mekaar sommer dood. Hier staan die fakkel en die ding, wat kan 'n fakkel in 'n vlam teen swaarde en 'n weermag doen? Niks, maar as God daarin is, alles. En hy kan net 'n engel stuur en hy wis 'n hele leermag uit. En daai is nie 'n storie nie, dis jou geskiedenis en myne. En daai God is my God. Dis die God op wie ek vertrou. Hy bly die God van Abraham, Isak en Jakob, die God van Chris, Rona, Mimi, Elmien, Reino. Ja, Laurens ook, verseker Laurens ook. Dis jou God. En ons moet begin weer glo in hierdie God. So ek wil julle bemoedig om te sê, God se wag is nie ons wag nie. En moenie dat die wagproses in jou lewe jou lam lê nie. Sien dit as 'n groeiproses totdat die Here leer jou afhanklikheid weer, hy leer jou weer op hom te vertrou, en die Here leer jou weer sy weë, dat jy sy weë sal toepas, nie jou eie dinge nie. So ek weet, hoekom en ek praat dalk baie oor hierdie ding, want ek weet dis 'n seisoen waarin ons lewe. Mense gaan deur baie erge goed. Ek glo die Here is besig om die kerk te sif, persoonlik, is my persoonlike, ek glo daar's 'n skudding wat plaasvind. En die wat sy hart op God gerig is, sal staande kan bly. Maar die wat op ander dinge vertrou, gaan agterkom, hulle koninkrykie val. Want God soek harte. God soek nie iets anders nie, hy soek jou hart. En as jy in die aand in jou huis is, alleen, saam met jou Here, en jy aanbid en loof hom, weet hy wat's in jou hart. Jy kan nie voor almal sit en Christianies praat en halleluja sing, maar God ken jou hart. En hy soek weer Dawids, 'n man na sy hart, nie volmaak nie, maar sy hart was op God gerig. Hy soek nie 'n Saul wat as die druk kom sy eie planne maak nie. God soek dat jy hom sal soek in alles. Soos Dawid ten alle tye, sê hy, is my oë gerig op U. En mag dit my gebed en begeerte vir myself, ek myself en hierdie praat met myself om te sê, Rona, jy moet weer gaan kyk.
Waar lê jou vertroue? Wat is my anker? Ek moet dit self doen, maar kom ons vertrou God. Want die Here gaan, soos wat Chris gesê het, ook al wat die Here gesê het vir ons, die deurbraak gaan kom. God is nie 'n leienaar nie, God is nie wreed nie. Hy is 'n waarmaker van sy woord. En die beloftes wat hy gegee het, ja en amen. En hoekom ek glo die Here vir ons in hierdie tyd wil leer om te wag. Dit gaan vir my oor die 10 maagde. Dit gaan verder. Die Here kweek in jou gesindheid, dat jy kan staan en bly tot die einde. Die 10 maagde het hy vir ons gewys. Daar het 5 moeg geraak om te wag op die Here. En hulle lampies was leeg, en toe die Here kom, toe is hulle gereed, die wat olie gehad het, was gereed, en het saam met die Here gegaan en die deure is gesluit. Maar die wat nie op die Here vertrou het, of in verhouding was en aangehou het om hulle lampies te vul nie, het gesê, hoor, gee vir ons, jy sal nie gaan koop. En toe kom die Here net in daai tyd. En wat gebeur? Die deur was gesluit. En ek glo, die Here wil hê, ons moet in die wynstok bly. Ons moet verhouding met hom bou. Hy wil ons God bly, die enigste een. Hy wil nie eens met op 'n ander God vertrou, behalwe hy nie. Hy alleen moet koning en Here van ons lewens wees. So ek wil julle bemoedig om te sê, wag, moet ons anders sien, is eintlik 'n goeie tyd. Wag is wanneer God in my werk, sodat ek kan ontvang wat hy vir my instoor het. Kom ons sing dit so, en nie in ons wêreldse natuurlike denke van, as ek dit nie nou kry nie, as ek dit maak my so moeg, dan dink jy, môre, oormôre, sê nie Here, ek rus nou in U. U het 'n plan, wat ek moet leer, gaan ek leer, U is in beheer. Kom ons bring dit terug, en ons sê, Here, U is ons God, my siel, hef ek op net na U. Kom ons bid net saam. Ja, dankie Vader, dat ons vanmôre kan bely, U is ons God. Wat 'n voorreg. Here, U is die alleenwyse, allerhoogste God. U is 'n verbondsgod. En dankie dat U deur Jesus met ons 'n verbond gesluit het. En daarom, Here, sê U, omdat ons in 'n verbond is goedertierendheid en trou ons deel. Omdat ons in 'n verbond is met U, is U ons voorsiening, is U ons versorging, is U ons beskerming, is U ons leidsman, ons raadsman, ons geneesheer. Here, wat ons ook al nodig het, in U het ons die volheid, en hy volheid woon in ons. En dankie het ons nie ons wese agtergelaat nie, dankie dat die Heilige Gees ons leer aangaande hierdie weg waarin ons is. Elke dag, Heilige Gees, dankie dat U ons leer en ons lei, en ons bid vir gewillige harte, gehoorsame ore om te hoor en te doen wat U sê, Here. Dankie dat ons net vanmôre kan sê, vergewe ons, Here, waar ons eie plannetjies gedoen het, waar ons in ongeduld dalk, Here, nie geluister het nie. Vanmôre wil ons sê, vergewe ons. En ons wil oorgee en sê, Here, soos Dawid kies ons om ons siel op te hef na U. Ons kies vanmôre om U te vertrou. Ons kies vanmôre dat ons verwagting altyd deur van U sal wees. En dankie, Here, dat die vrees van God ons sal leer om te wag op U. En dat U ons sal leer en lei aangaande die weg. En dat ons daarin sal wandel. Dankie daarvoor. Dankie, Here, vir U getrouheid in ons lewens. En vanmôre, Here, wil ek bid vir elke boetie en sussie daar buite, wat deur 'n storm gaan. Elke ene wat nie verstaan nie. Here, ons verstaan nie altyd nie. En U vra ons nie om te verstaan nie, maar om te vertrou. En dis vir ons baie kere moeilik as mens. Maar Heilige Gees, help ons om te vertrou ten spyte van die situasie waarin ons is. Dat ons sal vashou in U. En sal sien wat U sien, dat U ons geestes oë en ore sal oopmaak. Dat ons sal sien, die wat met ons is baie meer, is dit wat om ons aangaan. En dat ons vertrou in U sal anker. Ons geloof sal vasmaak in die God wat ons dien. Help ons, Heilige Gees. En dankie vir U getrouheid in ons lewens. Here, ons wil U al die lof en die eer gee vanmôre, vir wie en wat U is vir ons, Here. Ons loof en ons prys U daarvoor, in die kosbare naam van Jesus Christus. Amen.